gemaak. Deel 1. Wil julle leer hoe alles op die aarde gemaak is? Ja. Ons het 'n nuwe maatjie wat vanaand vir ons kuier. Sy naam is Kenny. Sê hallo Kenny. Hallo maatjie. Hey mamma, gaan ons Genesis lees? Dis reg ja. Die eerste boek in die Bybel vertel ons hoe alles gemaak is. In die begin het God die ganse heelal gemaak. Die hemel daarbo en die aarde hieronder. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Wat? Was daar regtig niks gewees nie? Dis reg, Kenny. Alles was donker. Die water het so swart ink gelyk en daar was geen son nie. Ek het swart donker. Wat? Kenny, moenie bekommerd wees nie. Ja, nou gaan God begin om alles te maak. Okay. Toe het die gees van God oor die waters gesweef. Toe het God gesê, Laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien dat die lig goed is. En hy het die lig en donker van mekaar geskei. Wat het God die lig genoem? dag. Dis reg. En wat het hy die donker genoem? Nog. Dit het op die eerste dag gebeur. Dis reg. Dit het alles op die eerste dag gebeur. Toe het God gesê, Laat daar 'n ruimte wees waar die waters van mekaar skei. So het God die lugruim gemaak wat die water bokant die aarde skei van die water op die aarde. Wat beteken dit? ja mamma, wat beteken dit? Weet julle waarvan is wolke gemaak? Ek weet. Ja, Kenny? Ja, dit kom by koorstene uit. Nee, Kenny, dit is rook. Wolke is water wat warm word en in die lug in verdamp en dan word dit wolke. Ek het dit nie geweet nie. En dit is wat die Here gedoen het. Hy het water gebruik om die blou lig wat ons hemel noem, as ook die wolke te maak. En so het God die lug geskep, sodat ons kan asemhaal. Dit het op die tweede dag gebeur. En toe sê die Here, Laat die water op die aarde op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond tevoorskyn kan kom. Dit het presies so gebeur. God noem toe die droë grond land en die versameling water noem hy Dis reg, see. Ook dit was vir God goed. Ek hou van die see. ja, ek hou ook baie van die see. En toe sê God, Laat daar uit die aarde groenigheid voorkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra en waarvan die saad in sy vrug sit. En dit het gebeur. Die aarde het sulke plante voortgebring, as ook vrugtebome van allerlei soorte. God het gesien dat dit goed was. Watter vrugte is julle gunsteling? myne is appel en druiwe. Pikans en perske. Ek hou van liedjies. En mamma, dit het alles op die derde dag gebeur. Dis reg, ja. En toe sê God, Laat daar lig wees in die hemelruim, sodat dag en nag onderskei kan word, en dit ook kan dien as tekens om seisoene, dae en jare te bepaal. Die ligte in die hemelruim moet ook die aarde verlig. Dit het toe gebeur. So het God die twee groot ligte gemaak. Die grootste om in die dag te skyn en die kleiner een om in die nag te skyn. Hy het ook die sterre gemaak. God het hierdie ligte in die hemelruim geplaas om die aarde te verlig. Die een in die dag en die ander in die nag. En ook om lig en donkerte van mekaar te skei. God het gesien dat dit goed was. Weet julle
watter groot lig skyn in die dag? Mamma, ek weet, dit is die son. Dit is reg. En watter lig skyn in die aand? Ek weet dit ook. Dit is die maan. Baie mooi. En wat skyn nog in die aand? Die sterre. Twinkle, twinkle, little star. Dis hy. Baie mooi. En mamma, dit het alles op die 4de dag gebeur. Ja, dit was die 4de dag. Dis sê die Here. Laat die waters wemel van lewende wesens en laat voëls in die lug sweef en oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep. Al die verskillende soorte wesens wat in die water lewe. As ook al die baie soorte voëls. God was baie tevrede met wat hy gesien het. God het hulle geseën deur te sê: Wees vrugbaar, vermeerder en vul die oseane en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit het op die 5de dag gebeur. Dis reg, Kenny. Weet julle watter seediere God alles gemaak het? Dolfyne. En haie. En walvisse. En pikkewyne. Baie mooi. En aan watter voëls kan julle alles dink? 'n Papegaai. En 'n duif. En 'n uil. Pink voeltjies. Blou voeltjies. Geel voeltjies. En groen voeltjies. Daar sy. Baie mooi. En toe sê die Here: Laat die aarde alle soorte diere oplewer, makdiere, klein diertjies, wat kruip en wilde diere, almal na eie aard. God het allerlei soorte wilde diere gemaak. Makdiere en diere wat op die grond kruip, en God het gesien dat dit goed was. Aan watter diere kan julle alles dink? Olifant. En 'n leeu. En 'n hasie. 'n hondjie en 'n katjie. Ek hou baie van perde. En voeltjies. Watter dieregeluide kan julle alles maak? Dis mooi. Die Here het al hierdie dinge op die 6de dag gemaak. Weet julle miskien wat moet die Here nog maak? Ek weet nie. Dink mooi. God moet nog een ietsie maak. O, ek weet. Mense. Ja! Dis reg. Kyk deel 2 om te sien hoe die Here die mense gemaak het.